oor 'n baie bekende gedeelte uit die woord, dat as jy die Bybel saamgewil het, kan jy my opmaak by Jona. Ek weet nie, wat is Jona in Engels? Jona. Ek weet nie wat ek kan sê nie, ek weet nie dat ek die woord snaaks nie. Ja, nou sê ek die verkeerde ding, en dan krijg die mense my snaaks. As jy daar is, kan ek my sê, amen. Ons almal ken die storie van Jona. Maar terwyl ek op Here wag, word ek een oggend wakker met die tema wat sê, you can run but you can't hide. En na dit die skrif Jona 1. En ek sê vir my vir dis nogals, ek het hierdie boek baie lanklaas gelees. En ek gaan lees Jona 1. En dadelik begin die Here met my praat uit hierdie gedeelte uit. En ek gaan nou vanoggend hierdie gedeelte vir u lees en hoor my hart kind van God, you can run, but you can't hide. Vers 1 sê, en die woord van die Here het tot Jona gekom. Het gekom tot Jona, die seun van Amittai, en gesê, maak jou klaar. Gaan hier na die groot stad Nineve en preek daar teen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. Maar Jona het hom klaar gemaak om na Tarsis te vlug, van die aangesig van die Here al weg. En hy het na Jafo afgegaan, en bring het mooi net op die afgegaan, en 'n skip gevind wat na Tarsis sou vaar, en hy het die reisgeld daarvoor betaal, en daarin geklim om saam met hulle na Tarsis te vaar. Van die aangesig van die Here al weg. Maar die Here het met 'n sterk wind op die see gewerk, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop, om skipbreek te lei. Toe word die seeliede bang, hulle het elkeen tot sy God geroep, en die lading in die skip, wat in die skip was, in die see gegooi om vir hulle verligting aan te bring. Maar Jona het na die onderste deel van die skip afgeklim, let weer op die afgeklim, en daar gaan lê, en vas aan die slaap geraak. Daarop kom die skeepskaptein na hom toe en sê vir hom, wat makeer jou, dat jy so vasslaap? Staan op, roep tot jou God, miskien sal die God aan ons dink, sodat ons nie vergaan nie. Hulle sê toe vir mekaar, kom dat ons die lood dan, sal ons weet, om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het, en hulle het geloot, en die lot het op Jona geval. En hulle sê vir hom, vertel vir ons tog om wie se ontwil hierdie ramp ons getref het. Wat is jou lering? En waar kom jy vandaan? Wat is jou geboorteland en uit watter volk is jy? En hy antwoord hulle, ek is 'n Hebreër en ek vrees die Here, die God van die hemel, wat die see en die droë land gemaak het. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy nou gedoen? Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here al wegvlug, want hy het hulle te kenne gegee. Verder sê hulle vir hom, wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar, want die see het hoe langer, hoe onstuimiger geword. En hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet, dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring, maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer, hoe onstuimiger teen hulle geword het. Toe roep hulle tot die Here en sê, ag Here, laat ons tog nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want U Here het gedoen na U welbehaag. En hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid. Toe het die manne van die Here gevrees en met groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes
gedoen. Tot sover, kom ons staan voor. Dierbare Vader, Here, baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid wat ons kan hê. Here, om vanoggend te kan staan onder die geklank van die woord. Here, en ek wil vanoggend vra dat U, Here, my weer eens in hierdie oggend net sal gebruik as 'n instrument in U hand. Here, om te doen dit wat U wil hê ek moet doen, om te spreek, Here, dit wat U wil hê ek moet spreek. Here, ek wil vra dat U my onbekwame menslikheid sal aanraak en dat U Gees deur my sal werk. Dat U my lippe sal salf, Here, om te spreek dit wat U wil hê ek moet sê. En ek dank U vanoggend daarvoor in Jesus naam. Amen. Maar ek wil vandag begin weer vir jou iets te sê. Jy kan van mense af weghardloop. Jy kan van verantwoordelikhede af weghardloop. Jy kan van jou verlede af weghardloop. Jy kan selfs van die kerk af weghardloop. Maar jy kan nie van God af wegkom. Maak nie saak hoe jy daaraan dink nie. Baie mense het hierdie idee in hulle koppe dat hulle kan. Jy kan nie. En ek wil vandag vir jou sê, jy moet mooi hoor, dat ongeag wat jy wil en nie wil doen nie, you might be able to delay the inevitable, maar God se wil sal altyd deur gesien. Amen. Waar jy ook al gaan, is hy reeds daar. Waar jy ook al wegkruip, sien hy jou. Dit wat jy doen in die donker, wat jy dink, niemand van weet nie, hy sien jou. Hy hoor jou. Hy weet van elke gedagte binne in jou. Dis wel altyd so snaaks wanneer jy mense teekom, veral as jy nou in 'n amper so 'n pastoorlamp is en jy sien nou die ouens doen ook dinge of jy vang 'n ou iets doen wat hy nie moet doen nie. Kyk, ek het al snaakse dinge gesien gebeur, maar nie want is 'n gered nie. Disappear. Ek weet nie waar hy nou gaan nie. Hy is net so lang. Maar as hy jou sien, ek weet nie wat hy in sy mond omdraai wat nie, maar hy is kwan. So, jy is al goed, hè? Maar wat die ding is, en ek sê altyd, ek het op 'n stadium iemand gesê, wat het jy oor my? Ek waardeer die feit dat jy nie voor my wil rook nie, maar jy rook vir God. Dit wat jy doen, wat jy nie wil hê ander moet sien nie, doen jy vir God. Waar is die vrees van die Here? Waar jy ook al vlug, roep sy stem jou heeltyd. En as mense wat vandag in hierdie gebou sit, jy sit hier met 'n glimlag op jou hart, op jou gesig, maar binne in jou hart loop jy weg. Jy sit en jy weet nie wat sy kant in jy wil vir almal probeer flous, maar God sien reg deur jou mommakkies. Jou hart is ver van hom, jy loop vir met jou lippe, maar jy vlug van sy wil af weg. En hier wat die boodskap vandag is baie eenvoudig ding van God. You can run, but you cannot hide. Jona het gehardloop van sy roeping af weg. As jy gaan kyk wat sê vers 3, hy sê maar Jona het klaar gemaak om na Tarsus te vlug, weg van die aangesig van die Here af. En kan ek vir u iets sê, ek was ook daar. Ek het ook gedog, weet jy wat? Dis maklik man, dit gaan ons net maar eers doen. And you know what I did? I actually delayed dit wat God eintlik vir my bedank gaan. Ek het 2 jaar terug met iemand gesels en het gesê, maar ek kan nie so redeneer nie. Maar ek bly dit sê, as ek net vroeër my ore oopgemaak het, as ek net vroeër ag gegee het op God se stem, kon ek soveel meer vir hom al gedoen het. Kon ons soveel meer mense al bereik het. Maar weens my ongehoorsaam, het dit net alles gedelay. En ek wil vandag vir jou sê dat jou ongehoorsaamheid bring meer skade in jou eie lewe as goed.
God sê vir Jona, gaan Nineve toe. Jona sê, nee, ek gaan Tarsus toe. God sê vorentoe. Jona sê, nee, agteruit. Ek het hoeveel keer mense vir my gesê, bediening toe. Dan sê ek, nee, ek gaan klaar toe. Nee, bediening toe. Nee, ek gaan hierdie kant toe. Orals waar ek nie moes wees nie, want ek het probeer wegvlug van my roeping af. God sê gehoorsaamheid, nie koekies ongehoorsaamheid. En baie mense doen vandag presies dieselfde. En dit gaan nie net oor roeping en bediening nie, hoor. Dit gaan oor baie meer as net dit. God roep jou om te bid. En jy sê, Here, nie nou nie. God sê, maak reg. En jy ignoreer dit. God sê, vergewe. En jy sê, maar God, jy verstaan nie. Want hulle het my te nagekom. Hulle het my seer gemaak. Kan ek vir jou iets sê as jy so voel? Kyk na die kruisiging van Jesus en kyk wat het hy gedoen. Wat het hy deurgegaan? God sê vir jou, bediening toe. En jy sê, nou, dis oké. Dis nie vir my nie. En ek wil eendag vir jou sê, kind van God, wie wat, ek het in my grootste droom en nooit ooit gedink. Ek weet wat vir my geprofeteer was, ek weet wat oor my gesê was, ek weet dat ek geroep is. Maar in my grootste droom het ek nooit gedink dat God my as 'n pastoor geroep het om my herder van 'n gemeente te wees nie, want ek het agter my gitaar gestaan en ek was my syfhywer, want dit is tog ons ook 'n ministry. Maar besluit kind van God, wat hoor my mooi, jy kan net so ver hardloop. Ek het in alle rigtings ingedraai. Until that day that you found me. I know when you found me. On my mother's birthday. We were still living in Joburg. I'll remind you. Dit is hoe hierdie hele ding op plek gekom het. Daar was sprake dat ons Durban toe gaan trek. Maar nou moet jy verstaan, dis 'n groot skuif om te maak. Ek weet nie waar en ek gaan nie. Ek weet nie hoe dit moet op plek kom nie. Ons hou vir my maas op verjaarsdag 'n bootjie in my voorlei. Al 60ste verjaarsdag, dis in November. En Edward sê vir my, are you still moving to Durban? En ek sê vir hom, I don't know if it's God's will, then obviously we're going to do that. Weet jy wat sê vir my? Ek het vir jou huis op die blaf, sê nie vir my leer, vir my vir my, wat ek in huis opgeleid. Dit is hoe God werk. Ons het nie geweet doen nie. God het gesê, ek weet. Want hy maak 'n pad in die woestyn waar daar nie is. Jy kan in die woestyn loop en jy kan uitgedroog wees en op 'n sekere rede doodgaan van die dors. God sal jou nie laat sterf nie. God sal vir jou 'n oasis gee in die woestyn met soet uitskoue water as dit hom behaag om dit te drink. Want hy sal jou nie. He is the chain breaker. Hy is die mirakel, hy is die een. Hy is die een wat ons gebring het tot hier toe, ons kan dit nie doen nie. Onder ewigheid kan ons dit nooit self doen nie. Ek het soos gesê, vir hoeveel jare het ek getrou ontvlug, maar ek kan nie, want kyk wat doen ek. Maak die saak waarheen ek wil gaan nie. God het seker gemaak, ek moes Nineve toe. En weet jy wat sy hartseer dink van God? Dit het my gekos, hoor. Ons het amper alles verloor in Johannesburg, omdat ons stil gehoorsaam wees, om te skuif toe God sê, skuif. Dinge werk so uit dat die maatskappy vir wie ek werk, hoe lang was ek op William Tell se vir 2-3 jaar. Die maatskappy vir oornag. En sê my so, is dit nie werk nie. Ek kry nie ander werk. Ek kom nergens weg. Ek het geen ander uitkoms nie. My bakkie breek, ek kan nie met die ding ry nie, ek kan niks doen, ek gebruik my vrou se werk, skarretjie,
soos 'n bakkie, maar was mooi vir die saam gewees. En weet jy wat? Die oomblik toe ek in God se wil beweeg, toe begin ek aan tafel. Ek wil wat ek vir jou sê, you can run, but you cannot hide. Want jy kan net so ver hardloop. Jy sien, God het 'n manier om jou te bring waar hy wil hê jy moet wees. Jy kan hardloop soveel as wat jy wil. So ek het nou gesê, jy maak op die einde vir jouself net moeilik. Want jy sien, Jona het gehardloop. Maar wat doen God? Hy laat 'n storm toe om Jona te bring tot waar hy moet wees. En ek wil hê jy moet nou mooi hoor wat ek vir jou sê, want ek sê nou nie, want die storm was nie gestuur. Baie mense het hierdie persepsie oor God, dat God staan net daar met die rok aan reg om te staan. En dis nie so nie. Hy is nie altyd net daar om die roede in te red. Maar soms het jy nodig om tot stilstand te kom, om te besef wat jy besig is mee. Die storm was deur God gestuur om Jona terug te bring waar hy moes wees. Want God se wil sal altyd geskied. Party storms in jou lewe is as gevolg van jou ongehoorsaamheid. Maar party storms is God wat jou aandag wil kry om te sê, kyk wat jy besig is om mee te doen. Kyk wat is jy mee besig. Daar die rusteloosheid hier binne in jou. Daai swaar gees wat jy binne in jou ronddra soms, is die Here wat vir jou sê, dis tyd om op te hou hardloop. Jy moet een ding weet, nee. Weet jy just nou nie, sorry. As God jou lief het, sal hy jou nie gemaklik laat bly in jou lei. Kas nie manier. Weet wat, ek wil hoe lang wat ook al wil doen, wat ons goed is aan betref het. En weet jy wat, ek het aangegaan in my lewe, tot op 'n punt toe, dat ek naderhand geen ander plek gehad het, om heen te gaan, behalwe na God toe. Ek het geen meer hoop gehad nie, want die mense om my kom my nie eers help nie. Dit was in hulle mag om het te doen, but when I got there, it seemed to be so helpful. En God forceer my om te draai, en my kar te klim, terug te ry na my huis toe. In my binnekamer en te gaan te sê, Here, ek is jammer wat nou. En God sê, vir 'n stap, dat jy jou ore oopmaak, en doen wat ek wil hê jy moet doen. Want jy sien, hy sal jou wakker maak, hy sal jou roep, hy gaan jou laat doodstop in jou voete. Hy sal jou skud, want jy behoort aan hom. En hier is iets wat baie belangrik is, wat ek wil hê moet mooi na luister. Jou vlug, jou weghardloop, jou ongehoorsaamheid. Man, vrou, ma, pa, kind, jou ongehoorsaamheid aan God raak die mense rondom jou. Jy sien, hier die hele skip was in gevaar oor een ou so ongehoorsaamheid. Hulle het niks met my te maak gehad. Want hulle was in gevaar as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Ek sien dit vir my vrou. My ongehoorsaamheid het ons duur gekos. En ek dank die Here dat hy my daar deurgebring het en ek aan die ander kant kon staande uitkom. Maar weet jy wat? Dit het my nog steeds iets gekos. Die matrose was bang, die skip wou breek. Alles was in chaos. En jy sien, Jonas se besluit om Tarsus toe te vlug was die oorsaak van die storm. En dit is presies wat sonde in jou en my lewe doen. Dit raak nooit net vir jou nie, dit raak die ander om jou ook.
Jou ongehoorsaamheid raak jou huis, jou keuses raak jou kinders. Jou koue hart raak jou huwelik. Jou hartloop raak die mense om jou. Jy dink jy hartloop alleen, maar jy sien die mense om jou, voel en sien die storm. En die ding is, jy dink jy kan hardloop, jy dink jy kan wegkom, ek wil vandag vir jou sê, jy kan nie van God weghardloop met van God. Terwyl ek besig is om voor te berei, sien ek hierdie raak. En toe dink ek hulle gesê, luister na die af. Jona gaan af na die skip. Toe gaan hy af in die skip. En toe gaan hy af om te gaan slaap. Is dit nie wat sonde nou in my lewe doen nie? Dit vat jou verder en verder af. Verder en verder weg van die plek waar jy moet wees. Jy mag ook vandag voel, maar ek is alweer te ver. Te veel, te gebreek. Ek het te diep geval. Jy kan hardloop, maar jy gaan nie wegkom nie. Jy sien, God weet presies waar jy is. Ek onthou, in my eie lewe, voor ek my vrou ontmoet het, kom ek op 'n plek wat ek met dinge en mense die mekaar was wat ek dink eerlikwaar is al van die mense die kerk kom sê, as jy dit regtig. En ek kom op 'n plek in my lewe, genaamd in Hoenbrou, waar ek in 'n gebou instap en Nigerians om my lewe te maak. En al wat ek weet is 'n fiksweg om myself nie te verdedig. En ek gaan en ek klim in die kar nadat ek al weg is. By die situasie is ek gaan sit daar. Ek sê vir myself nog wat hier. Want toe die mense my nie eens nie. En wie wat daai aand nog is. Toe kom daar 'n hand in my hand en ek sê my kind. Nie sê. Vat my hand. Hou op hart jou. Dis tyd om terug te kom. Amen. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan hardloop, wat jy nie meer aan kan word. Jy kan dink jy's weg van alles af. Hy is nog steeds daar. Hy hou nog steeds aan met roep. Jy sien, ek het geprobeer wegvlug, maar om my weg te stand, wat ek sit en ek weet nie wat sy kant nie, toe kom God se genade aan my toe geroep. Want hoor my mooi kind van God, dit is wie hy is. Hy is 'n God van tweede kanse. En hy gooi vir Jona oorboord. En God berei vis. Nie vir sy straf nie, maar vir sy redding. Ons dink altyd, toe ek die storie in die skool hoor, en op het is, dat hy moeilijk wees om 'n walvis in man is. Dit is vreeslik wees. Maar ek het nooit daarna gekyk om te weet, dit is Godse genade. Dat die vis in my gestik het nie. Daai vis was nie voorberei vir sy straf nie, was voorberei vir sy redding. Want jy sien, wat verander baie maal soos oordeel lyk, is genade vir jou en vir my. Selfs wanneer jy hardloop, hou God aan werk. En ek kan weer eens net my eie lewe gebruik as 'n voorbeeld. Want hoe lank het ek probeer wegkom van dit af, hoe lank het ek aangehou, maar weet jy wat, knaand het ek myself gekry, dat was daar hier die tweede binneste, 'n roepstem wat roep en sê, my kind, waarheen gaan jy? My kind, wat doen jy?
Ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak hoe ver jy ooit van God af wegraak nie. Moenie vir my sê, as jy in jou bed gaan lê, in jou besope toestand, dat jy nie God oorroep nie, want hy doen. Ek kan nagte en nagte onthou, hoe ek in my binnekamer gaan lê, want ek God oorroep het. Want hy sal nie op 'n klop nie. Selfs wanneer jy val, gee jy nog 'n kans. Selfs wanneer jy jou rug op hom draai, bly hy nog steeds getrou. Jona het gehardloop, maar God se genade het hom ingehaal. Jona het geval, maar God het hom nie weggegooi nie. Jona het probeer ontsnap, maar God se plan was groter as Jona se pad, wat hy nie gestap het. En ek wil jy moet dit hoor, kind van God. Jy het dalk gehardloop, maar ek wil vir jou sê, jy is nie verwerk nie. Jy het dalk geval, maar jy is nog nie vergeet nie. Jy kruip dalk weg, maar hy gaan nie op 'n roep nie. Ek wil vir iemand in die plek sê, maak nie dat nie. Dit is tyd om op te hardloop. Jy sien, Jona moes in 'n storm beland, in die see beland, in 'n vis beland, voordat hy gesê het, Here, ek sal gaan hoe hy my wil hê. En ek wil vandag vir jou sê, moenie wag vir 'n storm om jou te leer wat gehoorsaamheid is. Moenie wag vir 'n storm om dit vir jou te leer nie. Want jou gehoorsaamheid kan jou baie minder kos as wat 'n storm jou gaan kos. Moenie wag vir die see om jou terug te bring. Moenie wag vir alles om jou te breek nie. Ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie waarvan julle al weghardloop nie. Maar ek het in my lewe vir baie dinge weghardloop. En weet jy wat, ek moes elke dag van my lewe agter my kyk om te sien wie is daar. Dan kom jy aan die ander kant van die point van, jy wil verstaan, die kant van die wêreld waar jy mee deel, is nie 'n mooi kant nie, dis nie mooi mense nie. Dis nie mense wat met jou speel nie. En ek moes aan daai kant ook heeltyd agter my skouer kyk, wie is daar? Want toe ek aan daai kant van die point was, het ek goed gedoen wat ek nie moes doen nie. Ek het goed aan mense gedoen wat ek nie moes doen nie. En ek moes heeltyd kyk, om elke hoek is daar nie iemand wat vir my wag nie. Ek moes hoeveel keer dinge doen wat ek vandag so spyt oor is. Oor keuses wat ek gemaak het, want ek het my hart verhard. Ek het my ore toegemaak voor die geroep van God. En weet jy wat? Dit het omstandighede gekos. Dit het 'n storm gekos om my te bring tot 'n Nineve. En ek wil vandag vir jou sê, kind van God, moenie dat die storm jou bring waar jy moet wees nie. Want weet jy wat, gehoorsaamheid sê die woord is beter as offer, maar hoor ek jou sê, gehoorsaamheid gaan jou baie tyd en moeite spaar. JPDM, weet as jou ma en jou pa van jou praat, en sê, moenie dit nie, moenie dat nie. Prof Monique, hulle gaan vir jou sê, hulle wat het vir ons gesê, dat ons ons eie foute maak. Hulle sê nie veel om goed nie te doen en ons naaste wees nie. Gehoorsaamheid gaan jou baie spaar. Dit is 'n storie. Ons sê vir Mariska, moenie deur die veld loop nie, jy gaan in die moeilikheid beland. Dit is gevaarlik. Sy kry haar reiser vir die selfoon nie. Maar dit is mos net
mix het. En ons mix het in die pad, en ons mix het in die klas, en ons mix het in die badkamer, en ons mix het in die veld op pad huis. Want as ek by die huis kom, toe mix ek tafel op sy bed, met Mariska se voor. En weet jy wat, het kon soveel erger gewees as kind van God. En hoor wat ek vir jou sê, ek weet, ons is allemaal jong gewees, ons weet waar het gaan, wil nie altyd luister nie, maar doen jouself die guns, en luister. Met alle respect, normaal het ek nie meer ondervinding as jy, hulle weet meer, jy wil nie die selfde plek jou hoofd aan doen, want het maak seer. Maar weet wat, kind van God, het is spijtlik ons so op my hart toe. En so jy sê, dit gaan nie, hierdie boodskap gaan nie vandag net oor bediening en oor roepings in jou lewe nie. Daar is baie aspekte wat hierdie boodskap in sny. Want die Here kan jou roep om met iemand te gaan praat wat jy landkap die ons weggemaak het, en jy wil wegvlug van dit af. Because sometimes we think it's just better to let things lie. Maar weet wat, het vat 'n man om te gaan sê so. Het vat 'n man om op te staan en sê, weet jy wat, ek is jammer, al was ek nie verkeerd nie. Dit is nie maklik nie. Soos hulle gesê, ek weet nie waarvan jy wat het nie. Weg van 'n roeping af, weg van vergifnis af, oorgawe, heiligheid, herstel, weet jy. Maar ek het gekom vandag om vir jou te sê, you can run, but you cannot hide. Weet wat, die God waarvan jy af probeer weghardloop. Dis so my, ek sien hierdie prentjie in my geestesoog, hoe ek in my lewe weghardloop het, en die hand ook op my kar sit en roep, en ek nie weet wat sy kante nie. Toe sien ek God staan met sy arms oop. Dieselfde een van wie wil weghardloop. Dieselfde ene van wie ek niks van wou weet, omrede ek het geweet, ek wil my hierdie rigting bring. Maar weet jy wat, ek dank die Here, vir waar hy my uitgehaal en waar hy my geplaas het. Ek dank die Here vir die geleenthede wat hy my gegee het. Ek dank die Here vir die muur wat ek gekry het. Maar ek wil vandag vir jou sê, draai voor die storm jou leer, wat gehoorsaamheid beteken. Ek los nie met dit. Jy kan kliphard probeer om van God se wille weg te hardloop, maar jy sal nooit ooit wat jy so bereik moet kom. So better now, stop running and say, God, let me do what I need to do, and let me get where I need to be, and do what you want me to do. And yes,